Oordenkingtyd en dit was vir my lekker om hierdie week saam met jou deur hierdie vrae te stoei en ek hoop jy kon 'n paar van jou eie vrae opgelos kry in die teenwoordigheid van ons Vader en mag die Heilige Gees vir jou dinge geopenbaar het. Vandag kyk ons na nog 'n vraag oor gesag en hierdie een kom so 'n bietjie nader aan die huis vir my en jou en dit wat elke dag gebeur. Die Fariseërs was behep met gesag en mag. Hierdie ouens, dis aansien, autoriteit, dis alwaaroor hulle lewe gegaan het, oor wie is die keiser, wie is nie, wie is in, wie is die who's who, wie rapporteer aan wie, en dit is iets wat hulle die heeltyd, en al wat hulle doen is, hulle wou Jesus afbring, want Jesus se populariteit het gegroei. Meer en meer mense het hom gevolg. Jy kan die evangelies gaan lees en jy sal sien die heeltyd 'n skare mense het Jesus gevolg. Waar Jesus bymekaar is, was 'n skare mense. Sommige net nuuskierig, ander werklike volgelinge en dan ander hierdie manne wat Jesus net wou afbring en sodat hulle self weer bo kon plaas. Nou 'n langerige stukkie weer uit die boodskap en spesifiek sodat hy bietjie anders op die oor val. Miskien is dit nie jou gunsteling vertaling nie, maar dis intentioneel dat ons net so bietjie weer anders na hierdie stories kyk en laat hy bietjie varser klink weer, sodat ons by die punt kan uitkom oor waaroor ons praat. Nou hierdie is 'n lang teks, maar dit is belangrik om die tweede gedeelte van hierdie verhaal ook te hoor. Matteus 21 vers 23 tot 32. Toe Jesus in Jerusalem aankom, is hy weer reguit tempel toe. Die mense het hom begin saamdrom. Hy het hulle alles geleer van God se nuwe wêreld. Van die godsdienstige leiers en 'n paar van die belangrike mense uit Jerusalem sluit toe by die groep mense om Jesus aan en vra, wie gee jou die reg om al hierdie dinge te doen? Op wie se gesag tree jy op? Jesus was reg vir hulle. Laat ek julle eers 'n vraag vra. As julle my vraag kan antwoord, sal ek julle vraag antwoord. Wie het Johannes die reg gegee om te doop? Was dit God of die mense? Die Jode het dadelik besef dat Jesus hulle nou in 'n hoek gedryf het. Hulle was in die moeilikheid, want sê hulle God het hom die reg gegee, sal Jesus hulle vra waarom hulle nie geglo het wat Johannes gesê het nie. Sê hulle weer die mense het hom die reg gegee, sal hulle in die gewone mense slegte boekies kom. Die gewone mense het almal gedink dat Johannes 'n boodskapper van God was. Om uit die moeilikheid te bly, kon hulle maar net sê, nee, ons weet nie. Jesus trek toe sy skouers op en sê, maar dan kan ek ook nie vir julle sê wie my die reg gee om te doen wat ek doen nie. Nou hier kom die tweede gedeelte, vers 28, voor die Joodse leiers nog kon pad gee, sê Jesus, wag so bietjie, sê my, wat dink julle van hierdie verhaal? En dan begin hy 'n storie vertel, hy sê daar was 'n pa met 2 seuns, hy is eers na die eerste seun toe, ou seun vra hy, sal jy nie asseblief vandag met die boerdery gaan help nie? Ek is nie lus nie, sê die seun. Sy gewete het hom egter gou begin pla, hy is tog daar weg om te gaan help. Die pa is intussen na die tweede seun toe, hy vra ook om te gaan help. Goed pa, ek sal gaan, sê die seun dadelik. Dit was egter net leeuwoorde, want hy het nooit gegaan nie. Nou vra ek julle, watter seun het gedoen wat sy pa gevra het? Hoekom vra jy nog? Die eerste een natuurlik. Weet julle wat? Sê Jesus toe. Julle gaan eendag staan en kyk hoe die mense op wie julle so neersien, voor julle by God se nuwe wêreld instap. Ja, ek praat van mense soos prostituie of die tollenaars van wie julle niks hou nie. Julle dink mos julle is beter as hulle. En weet julle hoekom gaan hulle voor julle instap? Johannes het julle die pad kom wys wat God wil hê julle moet loop, maar julle het julle natuurlik nie aan hom gesteer nie. Die prostituie en tollenaars het egter aan sy lippe gehang en God se pad begin loop. Julle het die neus vir dit opgetrek. Wat is die gevolg? Julle is nog steeds op die verkeerde pad. Dis 'n interessante gedeelte en wat Jesus hier sê, is hoor jy julle soos die seun wat sê, nee ek sal gaan, nee ek volg Jesus se pad met julle doen nie. En hy kom en direk kom praat hy met my en jou hart ook. Sê ek en jy net ons is Christene, sê ek en jy ons is net volgelinge, en ja, in die gesag van God doen ons dit en dit, maar ons loop nie regtig daardie pad nie. En hierdie is moeilik om te erken, maar ek en jy meet onsself nog steeds aan ander mense. Alhoewel ons sê ons doen nie. Nee, ek's 'n kind van Jesus, dit gaan voor die wind, ek's 'n kind van God. Is ons nog steeds besig om onsself te meet aan ander. Ons kyk altyd as jy ander mense sien, dan sal maar ding wat jy bietjie op en af kyk en probeer kyk, die skoene is vuil of die hare lyk nie vandag mooi nie of bietjie ongeskeerd, wat dit ook al is. Daar's soveel dinge en dit klink gewoonlik soos ja, maar daarom is ek nie dit nie of hoor jy ek wil nou nie skinder nie en maar ek's bietjie bekommerd oor die en die persoon, maar eintlik is dit net 'n skinder. En ek sê nie ons kan alle gedrag net los en nie oor dit praat nie, nie mense probeer help nie.
Maar ons moet ons eie harte toets en sê, hoor, is ons nie besig om regter te speel nie. Is ons nie besig om mense te oordeel nie. En dis wat hierdie mense hier probeer doen het. Hulle probeer Jesus afspeel teen iets en dan sê hy, maar vertel my net gou 'n bietjie oor hierdie. Wie sê julle? En as dit so voor die hand liggend is dat dit die waarheid is, hoekom tree ek en jy anders op? Sien wat Jesus hier kom doen? Hy sê ek en jy moet ons bly fokus op te sê ek wil die goeie boer, ek wil God help in die koninkryk. En as seuns en dogters van God moet ons gaan waarin hy ons roep. En nie net sê, ja Here, ek sal gaan en die goeie nuus gaan versprei nie, ons moet dit werklik doen. Ja Here, ek sal gaan en mense vergewe, ons moet dit werklik doen. Ja Here, ek sal gaan en my lewe agter U aangee, ons moet dit werklik doen. Daarom het Jesus hierdie storie vertel en Jesus sê, kom, maak die sirkel groter waarin ek en jy leef. Hou op oordeel en sê, daai ou pas in en daai een mag nie en hierdie het gesag en daai nie. Kom ons begin die koninkryk van God net verder uitdra in hierdie wêreld. Kom ek en jy begin minder rondkyk en kritiseer oor wie's in en wie's uit. Mag ek en jy net God se liefde gaan uitdra. In 'n wêreld waar daar soveel vrae is oor die mensdom, waar die mensdom op pad is, waarmee die mensdom besig is, maar ek en jy met die goeie nuus gaan verkondig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie stuk weer kon lees vandag en my gebed is dat elkeen wat hierna luister, dat hulle weer hierdie stuk gaan lees en die Heilige Gees toelaat om dinge te openbaar in ons elkeen se lewens. Van die goed voel nie, maar dis nie ek nie, dis nie van toepassing op my nie, dit maak nie sin nie, anders spreek weer direk na ons en ons besef, sjoe, miskien is ek die een wat sê, ek gaan nie, maar dan kla my gewete my aan en ek doen. Of ek sê, ja Here, nee, ek doen, ek's 'n kind van U, ek volg U, maar ek doen nie werklik nie. So maklik vel ons 'n oordeel oor ander mense se lewens, oor waar hulle is, wat hulle moet doen, wat hulle nie doen nie. Mag ons vandag op ons eie lewens fokus en sê, Here, help my om raak te sien. Help my om vra oor my eie lewe te vra, sodat ek weer kan deel raak van getrou wees, deel raak van om U te volg en U te los om die regter te wees. Ek kom en ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met my gekuier het. Onthou ons dienste op Sondag in persoon, 8:45 by Crawford International en 6:00 in die aand, maar ook as jy nie kan hierdie platform, skakel 8:45 Sondag in en ons is nog besig met 'n reeks oor wysheid en ons kyk bietjie na wanneer dinge anders lyk of anders klink as wat hierdie wêreld wil hê dit moet. Maar as jy gebed nodig het, skakel ons, stuur vir ons 'n e-pos. Ons wil graag deel wees van jou lewe ook en so God se koninkryk verder uitbrei, ongeag waar jy in hierdie wêreld of land sit. Totsiens.